Goeiedag en baie welkom by ons eerste gebedswoensdag van 2026. Kom ons word stil in die teenwoordigheid van God. Sit jou voete plat op die grond en haal rustig en diep asem. Soos jy sit, herinner jouself. In hierdie oomblikke kom ons nie om iets te doen nie, maar om te ontvang. Ons gaan vir die eerste paar weke kyk na verskillende gelykenisse wat Jesus vertel het. Een daarvan vertel hy van 'n saaiër wat uitgaan om te saai. Interessant nie omdat die grond perfek is nie omdat alles gereed is nie, maar omdat dit die hart van die saaiër is om te saai. In die gelykenis hoor ons God is die een wat plant. Soveel plekke in die Bybel leer ons weer, hy neem die inisiatief. Hy strooi sy woord mildelik, selfs op grond wat nog onvoorbereid voel, selfs op plekke waar daar al teleurstellings was. Wat plant die Here? Hy plant sy woord, woorde van lewe, belofte en hoop. Hy plant waarheid wat bevry, genade wat herstel, liefde wat 'n nuwe begin moontlik maak. God plant nie eise nie. Hy plant geskenke. Hy plant geloof wat ons ook in genade ontvang. Die vraag uit hierdie gelykenis is dus, hoe lyk die grond van my hart vandag? Nie wat moet ek plant en wat moet ek nog wegkry en regkry en skarrel nie. Maar hoe lyk die grond van my hart? Is daar plekke wat hard geword het deur seer of moegheid? Is daar onkruid, dorings van bekommernis, of te veel stemme wat die woord verstik? Is daar dele wat oop en sag is, gereed om te ontvang? Om my grond voor te berei beteken nie ek maak myself perfek nie. Dit beteken ek maak myself oop. Ek kom eerlik, ek luister, ek skep ruimte vir stilte. Maria by die voete van die Here. Ek laat God toe om te werk, waar ek nie meer beheer het nie. Kyk vir 'n oomblik na hierdie jaar wat voorlê. Nie as iets wat jy moet regkry nie, maar as grond waarin God steeds besig is om te saai. Waar wil jy toelaat dat die Here 'n nuwe saad plant? In jou geloof, in jou hoop, in jou roeping. Kom ons bid saam. Here God, U is die saaiër. U is die een wat begin. U woord kom na ons toe voordat ons reg is. Dankie dat U in ons lewe plant. Nie skuld nie, maar genade. Nie vrees nie, Here, maar hoop. Nie eise nie, maar beloftes. Ons kom bid vandag, Here, maak die grond van my hart sag. Wys my waar dit hard geword het. Help my om oop te wees, om te luister, om ruimte te maak vir U woord, Here. Saai in my wat ek nie self kan voortbring nie. Geloof waar ek twyfel,
vrede waar ek onrustig is en lewe waar ek moeg geword het. Here, ons ontvang vandag wat U gee. Amen. Soos ons hierdie gebedstyd afsluit, ek vir jou tyd gee om nog vir 'n paar oomblikke net daar te sit. Laat God se woord eenvoudig in jou rus. Amen. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus ons Verlosser, sal deur die kragtige werking van die Heilige Gees met jou wees en bly.